Ina met resepte vir die lewe. Ons het verlede week bietjie gekyk na skaapwees en ek wil vandag nog so bietjie gaan stilstaan by die idee van ons wat skapies is en ons het 'n herder. Ons het 'n pragtige woord in Afrikaans wat ongelukkig besig is om bietjie in onbruik te verval en dis die woord geoormerk of oormerk. Hierdie woord kom direk uit skaapwêreld uit. 'n Skaap word geoormerk, sodat enige een wat hierdie skaap dan nou sou optel of na hom kyk, of wat ook al kan aan sy oor sien, aan wie hy behoort. Ek en jy is geoormerk vir die koninkryk, maar nie net dit nie. Ons ore maak van ons unieke mense. Nie twee mense op hierdie aarde het gaan ooit dieselfde ore hê nie. Ons vingerafdrukke is een van die maniere waarop hulle kan bepaal wie jy is. Maar ons ore is nog meer effektief. Daar's beweringe wat gemaak word dat selfs van 'n ou foto wat al dof is, sal iemand 99% seker kan wees van wie die persoon is as hulle die oor ontleed. So presies is jou oor. En ek wil jy moet vanaand in die spieël gaan staan en vir jou ore kyk. En dan moet jy weet, jou ore is nie sommer net sulke ore nie. En dalk het jy nog nooit van jou ore gehou nie. Maar die dag toe Abba Vader jou gemaak het hy jou oorskulpies in sy hand geneem en dit gevorm. Want jou ore se vorm verander nie soos jy groter word nie. Dit word net groter en behou daardie spesifieke vorm, daardie unieke vorm wat jou ore is. So dalk moet ons so 'n bietjie in die spieël gaan staan en kyk en bietjie vergifnis vra vir die lelike goed wat ons oor ons eie ore uitspreek, né? Psalm 139 is vir my so kosbaar as dit sê, hy het ons aan mekaar geweef. Maar die Hebreëse woorde sê, hy het ons aan mekaar, hy het ons geborduur in ons moederskoot. Hy het presies geweet hoe jy moet lyk. Hy het nie gewonder nie. Hy het geweet, jou rooi hare, en jou sproetjies, of jou kromtone, jou kromknieë, moet pas by dit wat hy deur jou wil doen. Jy sien, jy is geoormerk vir die koninkryk. 1 Korintiërs 3 vers 23 sê, julle behoort aan Christus. My boetie, my sussie, jy is geoormerk vir die koninkryk. Jy behoort aan Christus. Jy behoort aan God die Vader. Johannes 15 vers 16 sê, julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te dra. En dan sê vers 8, want hierin word my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra en my disippels is. Ons gaan 'n bietjie in die toekoms kyk na wat dit beteken om disipel te wees. Maar ek wil net so 'n bietjie gaan kyk na die ouetjies wat geoormerk is, ons almal, en ons herder wat voorstap. Ekskuus, want Johannes 10 vers 3 sê vir ons, die skape luister na die herder se stem, en hy roep sy eie skape by hulle naam en lei hulle uit. En wanneer hy sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Jy sien my boetie, my sussie, ons is geoormerk vir hom, ook sodat ons ore kan oopgaan, sodat ons sy stem kan hoor. En nou weet ek daar son julle wat dalk sê, maar ek kan hom nie hoor nie, ek weet nie hoe om hom te hoor nie. Ek het hom nog nooit gehoor nie. Ons kry in Johannes 18 vers 37 'n pragtige skrif en ek gaan hom in die Engels lees. Want Pilatus sê vir Yeshua, so jy's 'n koning. And Jesus answered, you say correctly that I am a king. For this I have been born and for this I have come into the world to testify to the truth. En dan hierdie belangrike sinnetjie. Everyone who is of the truth hears my voice. Die Afrikaans sê listen of luister. Maar die korrekte woord daar is hear. Everyone who is of the truth hears my voice. Ons kan sy stem hoor as ons in die waarheid is, want ons is geoormerk
vir die koninkryk. Ons is geoormerk vir hom. Kolossense 3 vers 12 sê, julle is 'n uitverkore volk van God wat hy baie lief het. My boetie, my sussie, lewe jy soos 'n geoormerkte skapie, om aan jou herder eer te bring, om gehoorsaam te wees, om te volg as hy jou lei. Kom ons kyk gou nog, wat is nog 'n paar eienskappe van 'n geoormerkte skaap van die herder. Kolossense 3 vers 12 sê, daarom moet julle geoormerkte skape meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar. Vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. En soos hy julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Maar bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. Dis hoe dit moet klink as skapies by mekaar is. Liefde. Liefde, vergewensgesindheid, geduld. Dis die dinge wat maak dat ons uitgeken word as geoormerkte skape van die koning. Mag jy 'n wonderlike aand hê. Gaan kyk na jou ore. Bevoel hulle en bevat hulle. En gee hulle terug vir die koning wat hulle gemaak het. Iewers in die skrif staan daar dat ons ore besny moet word. Miskien is dit nodig dat ek en jy ons ore net vir hom moet teruggee en sê, besny asseblief ons ore, want ons luister so graag na die vyand, maar ons kies om van nou af te luister na ons herder, om as 'n geoormerkte skaap te gaan waar hy lei en te luister na sy stem. Dankie my koning dat u getrou is, dat u ons lei en nie sommer aan ons ore rondblik nie, maar dat u stem ons roep om u te volg. Help ons om gehoorsaam te wees. Amen.